hierso. Ons gaan vanmôre soms so string liedere tot lof van die Here sing. En ek wil vir julle graag 'n staaltjie vertel. Daar was 'n persoon gewees wat gesukkel het met sielkundige probleme. Dus hy gaan na die sielkundige toe om hulp in te kry. En die sielkundige vra vir haar een belangrike vraag. Hy sê, vertel vir my, is jy gelowig? Sy sê ja. En as jy dan in die kerk is, sê net vir my, sing jy al die liedere wat in die kerk is saam? Met volle borsel. Sy sê nee. En hy sê, dan kan ek jou nie help totdat jy oor uitpunt. Kom ons maak 'n klank vir die Here. Jy hoef nie mooi te sing nie. Sing met volle bors saam. Want ons doen dit vir die Here. Hy weet wat in jou hart. Here seën ons wanneer ons vanmôre lofpryse vir U toe bring. In Jesus naam. Amen.
veel musiekegeluide, so lekker om te hoor hoe lekker sing in die gemeente. Broers en susters, baie welkom. Hier gebeur soveel goed in die erediens vanoggend. Ons hoop daar sal ons geleentheid om daarom so 'n klein stukkie preek ook in te kry in die gemeente. Ek het 'n paar mense wat ek graag wil verwelkom. Die eerste is Verlodes en Chandray Havenga en die hele Havenga / Kasselman familie wat vir klein Loedry ten doop bring vanoggend. Ons wil soos altyd baie welkom sê aan al ons jongelinge, ons dapper stappertjies en ons voetsoldate en ons step-ups. Julle is nou saam in die kerk vir die eerste deeltjie en ek gaan nou vir julle na die kinderoomlik gaan ek julle uitstuur. Broers en susters, en vir Judy Kritzinger, Sarel en Judy, daar het julle gaan sit. Okay, ek gaan net nou vir Judy vorentoe roep om gou vinnig met ons te kom gesels. Julle, eerste ding, kom ons wees dankbaar vir die afgelope week se mildelike hemelwater wat op ons afgestort het. Ek weet, as gevolg van die munisipaliteit en stormdreine wat verstop is en al die goeters, het baie mense groot skade gelei en ons hart en ons gebede gaan uit na hierdie mense toe ook en daar waar ons kan help ons en maar die Here het regtig, ons het lank gebid vir reën, die reën is bietjie laat, maar ek glo betyds, ek glo die boere is tevrede en ons is dankbaar teenoor die Here hiervoor. Okay, as jy besig is om te besluit by watse gemeente jy wil aansluit en jy is 'n kuiergas vanoggend hier, dan wil ons vir jou 'n hartlike goudkop welkom heet. En as jy dalk beoog om van hierdie gemeente jou geestelike tuiste te maak, dan is jy baie welkom om agter in die portaal 'n vorm in te vul in daai boek en om sommer by die kerkkantoor te gaan ingee na die erediens. Ek sal spoedig by julle uitkom na dit. Ek is so 'n bietjie agter met 1 of 2 nuwe intrekker afsprake, maar ons sal sien, laat dit hierdie week definitief gebeur. Okay, ons wil sê baie geluk aan Norma Botha, aan Rian van der Berg wat vandag verjaar, en dan natuurlik een van die mooiste kinders wat julle in julle lewe ooit gesien het, klein Jana Scott. Julle sal haar hoor ook, sy is altyd papa. Sy is vandag 2 jaar oud, en as mens kyk na die biologie van hoe dinge werk, dan sou mens sweer sy het so 3 of 4 maande terug 2 geword, want sy is op die terrible twos. Sy gaan van vriendelik na heeltemal onmoontlik in minder as 'n sekond. Ek ken party groot mense wat ook so is. Ons wil graag saam bid vir Karen Leroux, vir Jan Libbe, vir Frans van der Berg, vir Angelique van der Heever en vir Erna van der Heever wat stoei met gesondheid. Ons gesondheid is een van die grootste geskenke wat ons elke dag so as vanselfsprekend aanvaar. Ek sê altyd vir mense, jou gesondheid is soos 'n background app wat hardloop, né? Solank as wat alles hardloop, dink jy nie daaraan nie en jy weet nie daarvan nie, maar die dag as jy 'n kwaal kry, dan haak jou hele system. En skielik kom jy agter wat 'n groot geskenk is ons gesondheid. So laat ons vir die Here dankbaar wees daarvoor en vir hierdie persone saam bid. Weereens net, ek wil graag vra dat ons aan Felicity en die van der Merwe gesin dink. Andrei van der Merwe is vandag 2 weke terug tydens die erediens oorlede in 'n lang stryd, of 'n 18 maande stryd ten minste wat hy gevoer het met kanker. Julle, dan 'n baie belangrike aankondiging. Daar is 4 mense verkies tot ons kerkraad. Dirk Leroux, Frans Maree, Willie Maree en Henny Miller. So ons kondig dit af vir die volgende 2 weke en dan sal ons hulle bevestig op die kerkraad. En dan wil ek ook 'n uitnodiging rig, né? As jy graag op die kerkraad wil dien, ons weet nie jy wil graag op die kerkraad dien nie. Jy is baie welkom om te kom aanmeld en te sê, hoorie, ek wil graag op die kerkraad wees, keer my goed. En dan sal ons met 'n fyn kam deur jou hele lewe gaan, ons sal jou internet history gaan kyk, ons gaan al jou kollegas onderhoud voer om te bepaal wat se tipe mens is jy, en dalk sal ons nie heeltemal so ver gaan nie, maar
Maar dan weet ons ten minste van jou en dan kan ons jou op die kerkraad verkies om saam met ons leiding te neem in die gemeente. OK. Dan Nick en Stefanie van Rensburg, ons sê vir julle baie dankie. Julle sal sien op die afkondigings, ons het vir julle 'n foto geplaas van 'n nuwe swaai wat vir die kindertjies is om mee te jol na kerk, maar hierdie swaai, dis vir die kerk nie, maar daai swaai is definitief nie. Dit is een van daai swaaitjies wat ons almal mee groot geword het op kinders, toe ons kinders was, daai swaaitjies wat ons so reg oorkant mekaar sit. Die skoppelmaai, onthou julle die skoppelmaai? OK. Nick en Stefanie, baie dankie vir hierdie skenking, laat ons kinders bietjie lekker kan jol daar, so dis nie altyd nodig vir hierdie groot goeders wat jy by die restaurante kry, soos Mike's Kitchen nie. Kindertjies gaan lekker speel daarso. Goed. Anne-Marie Pretorius is vanoggend by haar pa se verjaarsdag in Burgersdorp. Is maar moeilik dat mense so ver moet ry om by Burgersdorp van alle plekke uit te kom, maar daar waar jou familie is, daar is ook jou huis, sy is daar, maar sy is digitaal teenwoordig vandag. JD, ek vra dat jy daai klank maar vir ons hart sit, en Anne-Marie wil gou vir ons 'n vinnige aankondigingkie maak vir al die vroue. Kom ons luister na haar. Hallo prachtvrou, graag nooi ek jou uit na ons damesoggend 8 Maart 2025 saam met voorkomskonsultant Nelly Kreer. Sy gaan ons 'n bietjie kom vertel oor die nuutste wintermode hierdie jaar, asook wat se tipe kleur en klere by jou liggaamsvorm pas. Sy bring ook 'n geestelike boodskap saam met dit. Die dag is 11:45. Nelly gaan vir so 45 minute ons besig hou waar ons daarna lekker kan saam kuier en stalletjies ondersteun. Dit is jou eie tyd. Jy is nie verplig om te 3 uur bly nie, maar net wel as jy die kaartjie wil bykoop. Kaartjies is R150 per persoon en dit sal ligte ete en iets te drink. Kom geniet die dag saam met ons. Bring jou ouma, jou tannie, jou niggie se tannie se ouma en kom kuier saam met ons. Pensionarisse, daar is 'n afslag vir jou ook. Maak 'n draai by die kerkkantoor en kry jou kaartjies so gou as moontlik. Dames, ek het jou ondersteuning nodig om hierdie dag 'n sukses te maak. Ek hoop om lekker saam met julle te kan kuier hierdie dag en net mekaar te kan leer ken. Kaartjies is beskikbaar direk na kerk of op Dinsdag en Vrydag of online self. Julle moet 'n geseënde dag verder hê. Baie dankie en jou afwesigheid. Lekker kuiergeleentheid. O ja, Anne-Marie het gesê, ek moet vir julle sê, daar is ons 8 pryse ook. En ek weet nie of dit regtig pryse genoem kan word nie, want julle gaan random op julle kaartjienommers. As jy een van die lucky 8 is, dan is daar vir jou iets 'n lekker bederfie ook op die spel. So dit dan vir al die dames. En dan JD, wil ek graag vir jou vra om gou Mariaan se aanbieding vir ons op die skerm te sit. Julle so, vanoggend is die omgeespan se beurt om hulle self bietjie te promoveer hierso in die gemeente. En dis die NG Goudkopspan, dis een van die bedienings op ons kerkraad. So Mariaan Kreer is die verteenwoordiger. Wat het nou daar gebeur? Gaan gou bietjie vir ons weer na daai volgende slide toe. Maar daar sy. Okay. Sy is die verteenwoordiger op die kerkraad, alle persone wie aktief betrokke is by barmhartigheid, byvoorbeeld die Sopkombuis, ons wijksleie, byvoorbeeld die Sopkombuis, maar hier is nou nog klomp dinge. Ons wijksleiers is betrokke by die JD gaan gou vir ons terug weer, kyk gou of jy hom kan pause, of toe maar, dis okay so. Verskaf inligting waar daar nood of behoeftes is onder lidmate, en soos julle kan sien is dit die NG Goudkop omgeespan. En dan die gebedsgroep is betrokke by die omgeespan wat elke dag daagliks in gebed tree vir ons lidmate wat dit nodig het en ook vir die hele wêreld. Dis 'n werksmag wanneer ons julle nodig het en inligting waar daar nood of behoefte is.
Koos Meyring is aktief hierby betrokke met die voorsiening van kosvoorraad vir mense wat behoeftig is. JD, dankie. Dan kan jy vir ons na die volgende slide toe gaan. Die doel van die omgeespan is in die gemeente, die span sien om na ons lidmate, binne gemeenteverband reik ons uit na alle gemeentelede met fisiese nood en ons poog om onmiddellike nood te verlig. Daar is ook op die vorige slide oral waar ons betrokke is. Ons ondersteun NG Welsyn finansiëel sowel as met kospakkies. Ons is betrokke by projekte. NG Huis vir bejaardes, Kinderhuis Retabile, ons Sopkombuis, kontantdonasie aan verdienstelike instansies, byvoorbeeld Beeldse Kinderfonds en hou hom sommer net hierso. Die omgeespan kan slegs funksioneer wanneer die gemeentelede aktief deelneem hierin. En julle, ons moet onthou, ons het 'n bordjie by die hek wat sê jy betree nou die sendingveld. Met ander woorde, hier is ons liggaam, wat beteken ons het mekaar nodig en so kom julle is baie welkom om oom Jannie sal omgou vir ons opstaan. Julle ken vir oom Jannie van Aswegen. Hy sal in die voorportaal wees en as jy niks het om te doen nie of jy voel jy doen niks nie, kom gee 'n bietjie om. Kom gee 'n bietjie van jou tyd, kom gee 'n bietjie van jou energie en kom sluit aan by ons omgeespan. Oom Jannie sal jou naam vat en dan julle net so 'n paar fotootjies van goed waar ons betrokke is. Daar sien julle die mooi maak van die kinderhuis. Julle gaan sien ons sakprojek waarby ons betrokke is. Daar's nog kinderhuisfotootjies wat ons bietjie mooi opgetooi het vir die kindertjies. Die hulp vir bejaardes, soos julle kan sien, aktiewe projekte wat maar daar's maar voortdurend nood waarmee ons probeer help verlig. Dan sal julle sien ons kossakprojek wat so een keer 'n jaar uitgaan na almal wat regtig behoeftig is. Julle moenie dink hierdie is net in sekere dele van die dorp nie. Dis ook hier tussen ons en dit is maatjies wat saam met ons kinders aan hierdie kant van die dorp op skool is. Daarso is ons Sopkombuis. Hierdie was absoluut 'n vroeë foto gewees want ons bedien op hierdie stadium gemiddeld so 130 mense elke tweede Vrydag. Hierdie Vrydag het ons weer 'n geleentheid. As jy wil deel wees van die omgeespan, kom ons gaan gee 'n bietjie om daarso in Dawkinsville. Julle, ons verstaan nie elke dag die dorp waarin ons bly nie. En ek is seker dat die meeste van die gehoor vandag hier, nie almal nie, maar die meeste weet nie regtig hoe is dit om nie te weet wat ons gaan eet vandag nie. En die behoefte is baie groot. So ons wat geseën word deur die Here, dit is ons voorreg om te help. En daarmee hoop ek het nou alles gesê wat nodig is om te sê. Die weer eens, as julle wil help omgee, kom meld aan by oom Jannie na die erediens daar in die voorportaal. En dan, dames en here, is dit my voorreg om vir Judy Kritzinger bietjie na vore te roep. Ek het nou nie 'n mikrofoon vir jou soos ek gesê het nie, maar jy kan hierso. Dankie. Baie dankie Paul. JD, jy kan vir ons daarso Paul se mic aansit, die oranje enetjie. En Judy gaan met ons gesels oor die Emmausgangers. Baie dankie Judy, ons luister graag. Goeiemôre aan almal van julle. Ek is Judy Kritzinger en ek wil graag vanoggend net vinnig vir julle iets vertel wat my en Sarah baie na aan die hart lê. En dit is die Emmaus Ministries. So Emmaus Ministries is 'n wêreldwye bediening wat fokus om alle gelowiges van alle denominasies te inspireer, hulle bemagtig en toe te rus om terug te gaan na jou gemeente toe en daar 'n verskil te gaan maak. So ons is nie 'n kerk nie, ons is nie 'n sekte nie, ons is nie 'n denominasie nie en regtig ook nie 'n politieke party nie. Maar ons is 'n gesentreerde beweging wat 'n 72 uur retreat aanbied, eenmal 'n jaar vir verskeie groepe en met hierdie retreat probeer ons om 'n geleentheid te skep vir jou as Christen om 'n goddelike ervaring te hê, 'n persoonlike verryking en in eenheid met ander Christene te leef. In hierdie afsondering beleef jy regtig die teenwoordigheid van God die Vader, sy Seun en die Heilige Gees. Dit is 'n lewensveranderende ding wat met jou kan gebeur. Vir jou, die mense rondom jou en ook in jou gemeente. Dis 'n voorreg en dis 'n once in a lifetime ervaring. Want daarna word jy deel van die Emmaus gemeenskap.
En ons bied deur die jaar 3 geleenthede aan. Die eerste een is Christlus vir jong kinders van 13 tot 18 jaar. Face to face, en ons begin juist die 8 April is ons eerste ene vir ouer persone as ouer as 65. En dan het ons die Emmaus Walks, waar die eerste ene is vir vrouens in September, eerste naweek vir die mans, en dan die tweede naweek vir die vrouens. Maar ek moet julle gerus stel, julle hoef nêrens stekkies aan te trek of iets nie. Die Emmaus Walks is 'n geestelike pelgrimsroete, en dit kom uit Lukas 24, waar Kleopas en een van die onbekende disippels gestap het van Jerusalem na die dorpie Emmaus, en Jesus aan hulle verskyn het, en hulle dit nie geweet het nie. So dit is waar die Emmaus gaan. En jy word bederf deur gemeenskapslede van die Emmaus familie, wat jou hand vat, jou bederf, en alles net vir jou lekker maak, en daardeur God se liefde weerspieël. Dan is daar 2 gelegitimeerde predikante is betrokke by elke walk, en indien daar enige vrae is oor dogma, dan stuur jy jou terug na jou gemeente toe waar jy vandaan kom, om daai vrae vir jou op te los. So, en dan wil ons, om al hierdie goedjies te doen, het ons fondse nodig, en daarom wil ek graag vir julle nooi, die 5de Maart, dis as Woensdag ook, het ons vir Elvis Blue wat by Oase gaan optree, net om ons fondse te versterk, sodat ons al hierdie goed kan doen. Dankie dat julle my toegelaat het. Ek sien dis 'n vreeslike besige program, Skalk. Ek waardeer dit. En ons sien julle graag uit. Sien uit daarna om julle te sien die 5de en ook by die walks. Dankie. Okay, baie dankie. Judy, net gou vinnig. Wil jy in die voorportaal beskikbaar wees vir mense of? Okay, en daar's pamflette ook agter. So Judy gaan langs oom Janie staan daar agter, en as jy wil aansluit en meer weet van die Emmaus beweging, dan is jy baie welkom. Dankie Judy vir jou en Sarel. Hulle kuier vanoggend by ons van Doringkruin gemeente af. Julle so stuur asseblief ons. Ek het mos my eie man. Sorry. Jy kan aangaan nie. Toets, daar's ek. Stuur vir ons asseblief baie groete en liefde terug Doringkruin toe ook van hier af. En ons hoop en ons glo dat dit met julle ook baie goed gaan, daar so in Doringkruin. Broers en susters, het nog 'n laaste afkondigingkie. Julle het deur die loop van die week 'n videoetjie gekry, wat vertel van sinvolle veroudering, of aktiewe veroudering. As dit vir jou iets klink, na die lewensfase waarin jy is, dit word by NG Wildkruin aangebied, eerskomende Vrydag. Die tyd kan ek nie presies onthou nie, maar ek kan onthou, dit is op die videoetjie. Ek dink is ergens tussen 10:00 en 11:00 begin dit. En so julle is welkom ook vir die van julle wat kan om dit by te woon. Geliefdes, kom ons gebruik dan 'n oomblik om bietjie meer formele deel van ons samekoms oor te beweeg. En ons moet altyd onthou dat hierdie is 'n ontmoetingsgeleentheid. Dis 'n ontmoetingsgeleentheid met God, dis 'n ontmoetingsgeleentheid met mekaar. Daar waar 2 of 3 sê die Bybel saam in my naam teenwoordig is, daar is ek ook, sê die Here vir ons. En soos elke Sondag weet ek met wie ek hier praat. Ek praat met 'n klomp kop mense, want ons is westerlinge. Julle, en as jy jou brein nie mooi, as jy nie baie selfbeheersing oor jou brein het nie, dan gaan jou brein met jou na plekke toe hardloop konstant, die heeltyd. Dit maak dat ons uitmis op dit wat reg voor ons is, en dit wat nou hier gebeur. En ons weet die Here is hier, ons gaan nou 'n mooi doop sien. Ek sê net so lank, al die ouers, ek gaan al die kleutertjies en kindertjies vorentoe nooi, aangesien julle nou in die erediens is, vir die kindertjies wat die doop so bietjie van nader wil sien. Ek weet, ek was altyd as kind verskriklik nuuskierig oor, ek wil sien daarvoor. So ons sal julle vorentoe nooi. Maar kom ons gebruik nou hierdie oomblik, om net vir 'n oomblik gou diep asem te haal. Lekker rustig en stil te wees. Ons voel bietjie ons somer is weer terug na die lekker reën wat ons hierdie week gehad het. Ons weet dat die Here hier teenwoordig is, en dat ons ook hier teenwoordig is. Dat hy vir ons iets op die hart het. Dat hy gebrekkige mense gebruik om 'n boodskap oor te dra. En dat die Gees die een is wat dit inspireer, dat die Gees die een is wat ons laat verstaan. En so ek gee vir ons net 'n paar oomblikke.
aan hom wat magtig is om meer te doen as wat ons kan bid of dink. Aan hom kom die eer toe. Aan Jesus Christus ons verlosser, deur ons verbondenheid met Christus aan die kerk, deur al die geslagte heen en tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade en vrede en barmhartigheid is vandag die geskenk wat God vir ons gee. Dit kom van God ons Vader en van jou persoonlike verlosser Jesus Christus, oor wie ons vandag weer baie gaan hoor in die preek. Dit kom van die Heilige Gees wat ons laat glo, wat ons gewillig maak en wat ons bekwaam maak om die wil van God in ons lewens uit te voer. Amen. Met dit gesê, kom ons staan en dan sing ons, ek het al die versnommers net mooi hier, dan sing ons saam lied nummer 159 vers 1 en 2 en direk daarna sonder enige aankondiging lied 188 se eerste 2 verse en lied 190 se eerste 2 verse. Kom ons staan en dan hef ons stemme op en ons prys ons Here se naam.
dankie almal. JD, jy kan vir ons daai mooi liedjie speel, terwyl ek vir die doopouers hier na vore nooi, vir Lodes en Chandray, en saam met hulle babietjie. En dan wil ek graag hoor, al die kindertjies, as jy deel is van die dapper stappers, of jy is deel van die voedseldaadjies, of jy is deel van die step-up groepie, kom gerus bietjie vorentoe hier na oom Dominee toe, dan kan julle hier so in die voorste banke of hier rondom ons sit. Ons vra net so 'n klein bietjie spasie, dan kan julle kom kyk hoe doop ons die babietjie. Dankie JD. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Okay, Willie, And I have kom bring na vore. in the Bring hom. goodness of God. Kindertjies, julle nie skaam wees nie, julle kan regtig, julle kan vir pappa en mamma saambring vorentoe. Baie dankie JD, jy kan vir ons die musiek stop. Julle, wat 'n mooi geleentheid altyd wanneer ons dink aan die verbond. En so aan die doopouers Lodes en Chandray. Wil ek graag net 'n paar goed uit ons formulier vir julle voorhou en herinner aan. Is dat God die God is wat na ons toe kom. Ons sien dit keer en keer en keer. God is ons skepper, hy is ons onderhouer. Dit is ons wat ons rug gedraai het. Dit is ons wat 'n sondige natuur het en van nature ons eie wil en ons eie drange najaag. En God kom na ons toe en hy maak met ons 'n verbond. Ons sien dit by Abraham. God sê vir Abraham, ek sal jou God wees, ek gaan vir jou 'n nageslag gee, ek gaan vir jou 'n land gee, en in jou sal die hele wêreld geseën word. Van daai dag af tot vandag toe, broers en susters, het ons meer as 2 na 3 biljoen Christene wêreldwyd, wat die naam van Jesus bely. En ons noem dit 'n verbond. Deur hierdie verbond bevestig God dat hy ons Vader is wat ons liefhet, en dat hy vir ons sorg. Dit bevestig dat Jesus Christus ons verlosser is, en dit bevestig ook dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak, en ons rig en lei. Partykeer verstaan mense die doop bietjie verkeerd, daar's 'n klomp misverstande, soos byvoorbeeld, dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis nie 'n show wat ons wil opsit nie. Dis 'n sakrament wat hier gebeur. Dit is nie 'n bygelowige handeling. As my kind nie gedoop is nie, dan is hy verlore, of as my kind nie gedoop is nie, dan sal hy nie beskerm word deur die Here nie. Dis niks daarvan nie. Dis die kind se inlywing, 'n fisiese uitbeelding van die kind se inlywing in die verbond. En is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God. En wat God wat homself aan ons bind met sy liefde. En so min as wat klein Loedery enige idee het wat vandag gebeur, verander dit niks aan die geldigheid van hierdie verbond en die doop wat ons vandag aan hierdie verbondskind bedien nie. So Lodes en Chandray, ek wil graag vir julle 'n paar vrae vra waarop ek wil hê julle moet opreg antwoord. Eerstens is bely hulle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Die tweede vraag is, aanvaar julle alles wat die Bybel ons leer oor die goeie nuus van Jesus Christus, ook soos dit hier verkondig word,
dat dit die ware en volkome leer van ons verlossing is. Derdens, beloof julle om hierdie kind in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle beide se antwoord hierop? Broers en susters, ek weet nie of julle kon hoor nie, maar ek het hard en duidelik gehoor, hierdie doopouers sê ja, en daarom is dit nou my voorreg, maar kom ons gesels eers gou vinnig bietjie met die kindertjies. Wat is in hierdie doopbak? Ons het so 'n oulike koster, nê? Hy kook eers 'n ketel, laat die water op die kind se kop nie te koud is nie. Hoe cool is dit? Wat doen ons met water? As ons dors is? Het julle geweet, as jy vir 4 dae lank geen water inkry nie, gaan jy dood? Ja. So water gee vir ons lewe. Wat doen ons as ons vuil is? Waarmee was ons onsself? Okay, water en seep. Partykeer somme in my huis, somme in die swembad, trek ons al 3 gou deur met 'n koekie seep. Het julle geweet, die Bybel leer vir ons dat ons 'n klomp verkeerde dinge doen, nê? Partykeer vertel ons leuens, partykeer is ons lelik met maatjies, partykeer luister ons nie vir pappa en mamma nie. Jong. En wat Jesus vir ons kom doen het, is sy bloed aan die kruis word hier gewys in water, wat ons almal skoon was. En as oom Dominee vandag hierdie water op hierdie klein seentjie se kop sit, dan sê ons dat Jesus se bloed ook hierdie klein seentjie, soos ons almal wat gedoop is, se sondes wegvat. En nou is ons mooi skoon, ons is sonder sonde, en ons is in God se teenwoordigheid sonder enige gebrek, tekortkoming. En daarom is dit nou hierdie oom se voorreg om hierdie babietjie te doop. Maar nou moet jy vir my sê, Chandray, dink jy hy sal na my toe kom? Kyk net. Kyk hierso, kyk hierdie mooi watertjies, klein Loedery. Kyk hierso wat doen oom. Loedery Nicolaas Havenga, ek doop jou in die naam van die Vader, wat jou gemaak het om hom te ken en aan hom te behoort. Ek doop jou in die naam van ons Here Jesus Christus, God se Seun, wat al jou sonde kom wegvat het en jou in die verbond sit. Ek doop jou ook in die naam van die Heilige Gees, wat jou ken en jou rig en jou lei om vir God te ken. Amen. So Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie mooi handeling, vir hierdie sakrament, vir hierdie geleentheid om 'n uitbeelding te sien van u genade op ons almal. Dankie vir klein Loedery, dat sy naam in die boek van die lewe gestaan is, soos die geskryf is, soos die woord vir ons sê, voor die grondlegging van die aarde. Baie dankie vir Lodes en Chandray, wat die voogte is, die ouers is van hierdie kind, wat vir hom verantwoordelikheid neem en wat vandag kom beloof het, ons sal vir klein Loedery, net soos sy sussie, in die weë van die Here groot maak en lei. Hemelse Vader, dis omdat u vir ons goed is. En ons loof u daarvoor in Jesus Christus se heilige naam. Amen. Lodes en Chandray, ek het vir julle 'n persentjie vir klein Loedery. Siena, hier is jou eerste, of ek weet nie of dit sy eerste Bybel is nie, maar dis definitief jou Bybel van die kerk af. Mag jy hom sommer vroeg begin lees en vir Jesus leer ken. En broers en susters, dan is dit ons geleentheid. Kinders, julle moet nog bietjie sit hoor, want ons het 'n kindermoment hierna. Julle, kom ons sing vir hierdie gesin die seën van die Here in die woorde van lied nommer 268, soos wat ons gewoonte is. Vandag gaan ons skalk met al die groot mense praat oor 'n
oor 'n klomp groot woorde wat ons kry in die Bybel, maar die kern van die boodskap wat ek hoop al die groot mense vandag gaan hoor, is dat daar aan die kruis van Jesus Christus 'n baie klomp mooi dinge vir ons gebeur het. En as ons hieroor nadink en daarvolgens leef, dan maak die Here vir ons baie gelukkige mense. Ons gaan lees uit Lukas uit, en ons gaan lees uit Hebreërs uit, en uit Romeine uit, en uit 1 Korintiërs uit. Dis 'n klomp van die boeke in die Bybel, waar ons bietjie na 'n klomp versies gaan kyk, wat weer eens net vir ons gaan sê, Jesus is vir ons lief. En wat ek wil hê, wat julle vandag moet weet, Christopher is, Jesus is vir jou, wat? Lief, nee. Die Here het vir ons lief, kinders. Julle juffrouens wag vir julle daar buite in julle klassies. So JD, gooi vir ons bietjie Jesus Kids daar, en dan verskoon ek al die kinders. Julle kan maar hol en na julle klassies toe gaan. Daar sy. Hoi, daar stop hy. Okay. Dis okay. Broers en susters, as hierdie nou 'n gewone erediens was, dan sou ons dis 20 voor. Okay. Moontlik het ons reeks verleng met 'n week. So dalk is dit nou dalk gaan ons bietjie 7 weke met mekaar sit. As jy nie met mekaar sit nie, ekskuus, dit het nou baie vieslik oorgekom. Ons gaan dalk vir 7 weke reis deur hierdie reeks van ons, en jy sal onthou die reeks se naam is Hierdie moet jy weet. Hierdie moet jy weet. So kom ons blaai, as jy jou Bybel saamgebring het, na die evangelie van Lukas toe. Ons gaan daar begin in hoofstuk 22, en laat ek net gou vinnig in 3 sinne ons reeks recap vir die wat dalk vir die eerste keer vandag net hier inval, soos ons kuiergaste. Ons het begin deur te sê oor die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy wie ken die bedoeling van die Here, wie gee hom raad, en dit is waar Paulus vir ons in hierdie doksologie 'n prentjie skets van die alomgrootheid en soewereiniteit van God. Hy ken alles, hy weet alles, hy sien alles, hy is die eienaar van alles, alles wat bestaan behoort aan hom. Hy het dit gemaak. Ons het gesien dat God nie beperk is deur dieselfde middele waardeur ons beperk is nie, maar dat ons 'n probleem het, dat hierdie skepping gemaak is om God te ken en sy goedheid en sy grootheid te weerspieël, en letterlik alles op hierdie planeet doen dit, behalwe ons mense. Ons is dies wat ons rug op God draai. Ons is dies wat ons eie wil volg. Ons is die wat so skape afdwaal van die pad af. Ons is die wat God se naam in die heelal verkleineer. En dit het ons vir mekaar gevra, wel, hoe gaan God reageer hierop? En ons het gesien, God het 2 reaksies. Beide verskriklik. Die een is straf en oordeel. Ons het bietjie gepraat oor wat word bedoel met daai 3-letter woord wat ons die hel noem. En ons het vir mekaar gevra, wel, is die straf te groot? En vir mekaar gesê, wel, as God se reaksie eerstens op die verkleinering van sy naam so 'n verskriklike straf is, dan kan ons nie vir ons eie veiligheid sê, die straf is te groot, met ander woorde, God se naam is nie so groot nie. Toe het ons gesien, wel, dis nie God se enigste reaksie nie, daar's 'n tweede reaksie ook, wat ons laas week deurgetrap het, is die kruis van Jesus Christus, die bloed deurdrenkte, wraakabsorberende kruis van Christus. Dis alles op die internet as julle weer wil gaan kyk daarna. En vandag het ons gesê, kom ons praat bietjie vandag 'n klomp groot woorde net oor wat aan die kruis gebeur het. So wat ek eers wil doen is, ek wil ons in die woorde van Lukas, wil ek ons net weer deur die kruis gebeure vat, om vir julle te wys wat hier gebeur is 'n totale inversie, dit is 'n totale op die kop draai van hoe die lewe veronderstel is om te werk, en ons gaan verskriklik baie ironie sien, en
En ek wil dit vir julle uitwys voordat ons na 'n paar tekste toe gaan wat net gaan praat oor die teologie van die kruis. Die teologie teologie is wat dominees gaan swat om 'n dominee te word, of pastore of priesters. Ons gaan swat almal teologie. Dit kom van die Latynse terme af, theos en logos, Grieks, ekskuus, nie Latyn nie, wat beteken God en studie. Ons probeer op 'n manier van God te weet te kom, wat ons van hom kan te weet te kom, en daar is al soveel boeke hieroor geskryf, en soms tot my groot verdriet, wanneer ons eksamen skryf. Vandag wil ons graag bietjie kyk na die teologie van die kruis. Wat gebeur aan die kruis van Christus? Hoekom is dit vir ons goeie nuus? As julle in Lukas 22 is, dan tel ons dit op by vers 47. So ons is weer in die tuin van Getsemane. Terwyl Jesus nog praat, kom daar 'n klomp mense daaraan. Ekskuus, begin ek lees en ek hoor julle blaai nog. Vers 47. Terwyl Jesus nog praat, kom daar 'n klomp mense by hom aan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom: Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Jesus wat vir hom sê: Judas, is jy seker hierdie is wat jy wil doen? Is dit die rigting waarna jy wil gaan? Jy het gesien hoe wek ek mense uit die dood uit op. Jy het gesien hoe doen ek wonders. Jy het gesien hoe preek ek vir die mense. Jy het gesien die verligting en die vernuwing in mense se lewens wat met my te doen het. En hier kom jy en jy verraai my met 'n soen. Wat ons ook laasweek gesê het is hierdie soen is half 'n kosmiese prentjie wat in die heelal ook gebeur. Jy weet ons almal bely Jesus is die Here. En wat sê ons lewens? Wat sê ons dade? Wat sê ons gedagtes? Waarmee hou ons onsself besig? Dis 'n soen om te sê ek hou van jou, ek glo in jou, goeie leermeester. Maar wat Judas hier doen is hy daai daad van soen, van bekendheid, van ek is saam in jou span, is 'n totale verloning van wat hy veronderstel is om te doen, en net ook so ons, wanneer ons okay. Ek sal nie daar stop, die teks gaan verder en sê Jesus praat nou met almal wat Judas daar aangebring het. Julle sal onthou ons praat van die mob, né? Hulle is daar so met fakkels en met swaarde en met stokke en hulle kom in die nag en toe die vers 49 saam met Jesus was, sien wat gebeur, vra hulle: Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Dis natuurlik ons liewe vriend Petrus wat swaard uitpluk en kap na Malchus se oor. Dit staan, een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regter oor af. Hy het natuurlik sy kop weggeruk en Jesus het die oor terug. En Jesus sê: dit is nie hoe dit gaan gebeur nie. Ek gee my lewe. Niemand vat my lewe by my nie. Ek gee dit. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het: trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower. Ek dink terug aan Dawid en Goliat, wat Dawid vir Goliat sê: jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Jesus sê vir hulle: dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie, maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, in die middel van die nag, waar niemand julle sien nie, nou doen julle wat julle regtig wil, nou het julle julle kans. Ek skiep die volgende perikoop vir ons, want dit is dis Petrus, wat vir Jesus verloon, kokkedoedeldoe die derde keer, en Petrus, wat so vir Jesus sê: ek sal u volg tot in die dood, verloon vir Jesus voor 'n diensmeisie 3 keer. Dit het voor Jesus gebeur, en hulle maak oogkontak, en dan sal julle sien vers 62, Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Hoor julle die skuld en die skaamte? Ons gaan net nou 'n bietjie lekker hoor van skuld en skaamte. Jesus word bespot, dis vers 63 tot 65, nog baie godslasterlike dinge het hulle hom toegesnou. Dan het ons die Joodse Raad. So Jesus gaan na 'n paar plekke toe hier. Hy gaan na die Joodse Raad toe. Die Joodse Raad bring hom na Pilatus toe. Pilatus vind geen skuld in die man nie, want hy verdien nie die doodstraf nie, en hy dink, laat ek vir Jesus laat slaan, miskien sal dit die mob happy maak, maar soos julle weet, doen dit nie. Nou begin hulle skree: kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Jesus
word toe gestuur na Herodes toe. Nou Herodes was die regeerder oor Juda gewees, né? En Pilatus was nog oor Herodes ook gewees. So daar was vyandskap, daar was nie 'n vriendskap gewees tussen Herodes en Pilatus nie. Maar net interessantheidshalwe sê die teks vir ons. Vers 12, hoofstuk 23 vers 12. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Weet julle wat gebeur in die kosmos hier? Daar's kwaai vriendskap tussen ons en God. God se versoeningsdood maak van ons en God vriende. En in die komplot om vir Jesus uit te lewer, word Pilatus en Herodes wat saam sweer om vir Jesus te laat kruisig, vriende. Die storie is vol van hierdie omgedopte, niks werk soos maar wat dit moet werk, niks gebeur soos wat dit moet gebeur nie. En op die ou end word Jesus uitgelewer. Pilatus was sy hande in water, sê ek neem nie deel in die skuld hiervan nie, dis julle wat hom laat kruisig. En dan vers 26, terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat Jesus se kruis gedra het. Vers 27, 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Hoor julle weer eens die ironie, die omgedraai het, dis Jesus wat hier gekruisig word, en Jesus sê, moenie oor my huil nie, huil oor julle self en julle kinders, want daar kom dae, waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbare vroue, en die wat nooit 'n kind in die wêreld gehad het om te voed nie. Wat Jesus se manier is om vir hulle te sê, julle gelowiges wat in my glo, die tyd vir vervolging is om die draai. Dit gaan julle nie niks kos om my te volg nie. En dan op die ou end julle sien ons dat Jesus gekruisig word, bespot word, dat daar 'n bordjie bo sy kop hang wat sê die koning van die Jode. Dan kom die mense verby en buig voor hom en ook koning van die Jode. Ons het die misdadigers, kyk wat sê vers 39 van hoofstuk 23, een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie, jy's die een, red jouself en vir ons ook, o groote. Die ander misdadiger, julle, een van die mooiste goed wat ooit gebeur het, die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie. Jy ondergaan dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Julle, vir die van ons wat hou van lysies maak en ons kan skoon hou en reëls volg, vir die van ons wat hou van reëls volg, hierdie trek vir jou 'n streep deur enige verdienste wat jy kan dink jy mag hê. Hierdie misdadiger langs Jesus het nie kans gehad vir bekering nie, hy het nooit sonnaarskool gehad nie, hy het nie belydenis van geloof afgelê nie, hy is nie gedoop nie, hy het nie kans gehad om vir Jesus te begin volg in woord en daad nie. Op sy laaste dag hang hy saam met Jesus, en dit sê vir ons dat Jesus se kruisdood absoluut genoegsaam is. Ons kan by Jesus se kruisdood niks byvoeg nie. Ons redding is nie Jesus se kruis en gehoorsaamheid nie. Dis nie Jesus se kruis en goeie teologie nie. Dis nie Jesus se kruis plus wat ook al jy in daai blank wil invul nie. Jesus se kruis is alles voldoende. En wanneer Jesus sterf, sê hy in vers 46, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Baie wil sê, dit was die oomblik wat God sy rug op Jesus gedraai het. Glad nie. Dis glad nie wat hier gebeur nie. Onthou wat ons gesê het aan die heel begin, God weet alles, hy sien alles, daar's niks vir hom verborge nie. Dis nie asof God na die kruis van Jesus Christus kyk en sê, die sonde van die wêreld, ek kan nie kyk nie. Verstaan, ons is dalk so, nie God nie. Julle, en dit dan die debakel, wat ek graag wil hê, julle laastens met hierdie kruisverhaal moet sien.
is vers 48, al die mense. Ons het nou hier, julle, ons moet baie versigtig wees om meegevoer te word en saamgesleep te word met die gevoel van die groep. Die groep is nie altyd reg nie. Baie filosofe het al juis gesê, as jy wil reg lewe, doen die teenoorgestelde van wat die mense rondom jou doen. Hierdie selfde mense is saamgesweer en opgesweep toe Jesus die stad inkom en hulle almal sing, Hosanna, prys die seun van Dawid. Hierdie selfde mense word nou deur die skrifgeleerdes en fariseërs opgesweep en hulle skree, kruisig hom. Dieselfde mense. Na Jesus se kruisiging, toe die debakel klaar afgespeel het, beleef hulle hierdie gevoel wat ek hoop elkeen van ons al gehad. Nee, ek hoop niemand van ons gehad het nie, maar ek vermoed ons almal het dit gehad. Ek het dit al gehad. Het jy al deelgeneem in goed waar jy spyt was? Het jy gedink het jy, Here, hoe kon ek? Wat het my besiel? Ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Maar jy was meegevoer en jy was opgesweep en jy was in die oomblik. En wanneer Jesus daar hang, leweloos, dood. Hoor wat sê die teks vir ons in vers 48. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het verslaa huis toe gegaan. Verslaa. Hartseer, skuldig en skaamte. Die teologie van die kruis het 'n klomp absolute wonderlike goed wat hier afspeel. Ons gaan praat van toe-eiening. Ons gaan praat van onteiening. Ons gaan praat van losprys. Ons gaan praat van propitiasie. Ons gaan praat van, as kies julle al hierdie goed wat so mooi in teologiese boeke staan, is alles in Engels. Ons gaan praat van penal substitutionary atonement. Strafregtelike plaasvervangende versoening. Ons gaan praat oor expiasie. Ons regering, lyk dit vir my, is vasberade om grond te onteien in ons land sonder vergoeding. Onteiening sonder vergoeding. En ek sal net een van hierdie goed uithaal, is, ek hoop jy weet, dat jy is onteien van jou sonde. Sonder straf, sonder vergoeding, sonder dit wat dit verdien, is jy daarvan onteien. Soos wat grond kan onteien word, sonder vergoeding, van iemand af wat dit nie verdien nie, en gegee word aan iemand anders, toegeëien word aan iemand anders, wat dit nie verdien nie. Ek dink bietjie wat gebeur aan die kruis. Jesus onteien ons, en hy eien homself, sy lewe, sy werke, sy sterwe, sy opstanding, eien hy vir ons toe. En al hierdie wonderlike goed, gaan ons volgende week deurtrap, want ons het dood eenvoudig nie tyd nie, en dit is 10:00, maar ek is so gretig om dit wat hier gebeur met julle te deel. As julle volgende week hier is, gaan ons voor 10:00 klaar wees, want dit is net nog die helfte wat vir ons voor lê. Maar ter afsluiting mag ek vir julle net iets sê wat ek weet van ons almal. Ek weet, ons is besig. Ek weet dit. Julle, môreoggend is dit maandag. En dan is dit rolling with the punches. Verstaan, dan is dit, ons het verantwoordelikhede, ons het goeders om te doen, ons het mense om te sien, ons het plekke om by uit te kom, en baie van ons gaan rond hardloop. Ons het nie die leksheid in die kultuur en in die samelewing waar ons is, om onsself te verskoon vir 'n dag of 2 en die wildernis in te voeter, om stilte vir ons harte en ons gees en ons gedagtes en ons siel te kry nie. Ons het nie die leksheid om vir 2 weke Tibet toe te vlieg en daar in stilte en afsondering die kruis van Christus te oordink nie. Maar daar is goed wat ons regtig kan doen, julle. Ons kan 10 minute vroeër opstaan. Ons kan. Ek wil graag hê dat ons, soos wat ons deur hierdie reeks vorder, dat ons dood eenvoudig sal nadink. Hoe begin jou dag?
Wat is die eerste goed waaraan jy dink? Wat doen jy met jou eerste gedagtes? Wat doen jy met jou eerste paar minute? Want daai eerste paar minute van jou dag het 'n enorme invloed op die res van jou dag. En ek weet julle glo my, want ons almal het al ons wekkers verslaap. Nee. En dan weet ons hoe trek die dag weg. En dan kan ons weet hoe gaan dit van hier af vorentoe. Hierdie goed wat Jesus vir ons gedoen het, is gedoen sodat ons dit sal oordink. Sodat ons die waarheid hiervan sal ingrawe op. Sodat ons hierdie goeters deur ons gedagtes en deur ons harte voortdurend laat spoel. En as jy jou wekker wil stel vir 10 minute vroeër môreoggend en jy voel sommer jou hele biologie sê vir jou, dis nog nie tyd vir opstaan nie, dis 10 minute vroeg, laat die eerste gedagte wat na jou toe kom, een wees van, ek verdien niks, God skenk vir my alles. Laat jou eerste gedagtes wees, ek, sondig soos wat ek is begenadigd. En ek is die lewe in oorvloed geskenk. Sit vir 'n paar minute met daai gedagtes en laat die Gees môreoggend jou eerste paar minute vat en kyk wat gee hy vir jou terug. Ek weet baie van ons hier loop met skuld en skaamte. Ons gaan op die kruis sien wat doen Jesus met skuld en skaamte. Ek weet baie van ons loop met woede en 'n onvergewingsgesindheid. Ons gaan sien wat doen Jesus aan die kruis met onvergifnis en met woede. Ons gaan sien wat doen Jesus aan die kruis met hartseer. Ons gaan sien wat doen Jesus aan die kruis met vyandskap. Mense wat van mekaar vervreemd is, wat vriende was, maar daar het 'n katastrofe plaasgevind en nou haat ons mekaar, of ten minste ons hou nie van mekaar nie. En ek is seker dat, ons hoef nie ons hande op te steek nie, maar ons almal loop met 'n vorm van gebroke verhoudings in ons lewe. Party waarin ons skuldig is, party waarin ons onskuldig is. Die kruis het baie vir ons op die tafel oor al hierdie goed, en ek sien so uit om dit volgende week met julle te deel. Kom ons bid saam. Ons lewende Here, ons het hier te doen met 'n God wat alle verwagtinge oortref. Here, ons beoefen nie net 'n godsdiens wat vir ons sê, as jy by God wil uitkom, doen dit en doen dit en doen dit, en sorg dat jou goeie dade meer is as jou slegte dade, en sorg dat jy 5 keer 'n dag bid, en sorg dat jy al hierdie dinge doen nie. Here, dit gaan vir U en vir ons oor verhouding. Dit gaan oor versoening. Dit gaan oor die lewe in oorvloed in die hier en die nou, en eendag vir ewig. Hemelse Vader, mag dit diep in ons harte lê. Mag ons hierdie dinge oordink. Mag dit ons harte, ons gedagtes deurdrenk. Mag dit oorspoel in die manier waarop ons mekaar hanteer en die tipe lewe wat ons leef. Dankie dat ons hierdie goed vir U kan vra, want U is vir ons goed. U is ons Vader, U is ons Here, U is ons Koning, U is ons Redder. Geheilig sy die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, al hierdie dinge is groot genade. Ek het die groot woorde net vir julle genoem. Volgende week sal ons regtig net op elkeen van daai goed ingrawe en dit bietjie ontgin. Kom ons sluit hierdie diens af met genade onbeskryflik groot. Ons het dit gesien hierdie hele diens deur van die afkondigings af tot aan die einde. Kom ons staan. Vir almal wat kuier en almal wat nuut is, ons stuur nie die bordjie om nie, maar miskien moet ons dit begin doen weer, want ons moet ons altyd skuldige Rominje ingooi. Maar daarso is by die deure is daar opnames. Julle sal sien ons het deurkollekte. Nou het ek nie gekyk, oom Alec, help my gou. Die deurkollekte vandag gaan aan Jaco de Bruin. Ken julle die naam? Klink dit vir julle bekend? As julle iets vir Jaco de Bruin wil gee, ek is seker Jaco is ook ingeskakel hier. Vandag is julle geleentheid by die deure, en ons ook 'n erediensoffergawe. Alles is mooi gemerk daar vir ons. Kom ons staan en dan sing ons hierdie immergroen pragtige genadelied, genade onbeskryflik groot.
begenadigde broers en susters, ontvang die seën van die Here, wat hy gratis en verniet vir julle gee. Mag ons dit wat ons hoor hier en wat ons sien in die Bybel, oor die kruisiging van Jesus Christus, mag ons op hierdie goeters dwaal in ons gedagtes en in ons harte in die week wat voorlê. Gaan leef in sy vrede en in sy vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van God die Heilige Gees is by jou en bly by jou elke liewe oomblik. Amen. Vriende, ons sien mekaar volgende week, dan delf ons nog bietjie dieper in die kruis. Sien julle volgende week. Halleluja.